Ek en my vrou ry een keer by mense aan wat ons vir jare nie gesien het nie. En ons kom so teen skemer aan daar aan. En na ons die tante gegroet het en vir haar gesê het, ons vertoef so 'n bietjie, om daarom weer 'n slag 'n paar woorde te breek, toe het sy 'n tydjie nodig gehad om eers tot haarself te kom na die verrassing. En sy sê nou maar, kom laat ek vir julle die dinges wys, dat julle kan watsem as julle wil. En sy wys ons die badkamer en ek sê, dankie tannie, dit sal daarom nou lekker wees om 'n slag die stof van 'n mens se gesig af te spoel. En sy sê nou maar, verskoon my, laat ek net die dinges opsteek en 'n bietjie watsem kook, want julle is daarom seker nou lus vir 'n bietjie dinges. En dan kan jy so lank hier agter by die dinges deurloop. Die oom is daar besig met die watsem, want die se dinges is stukkend en ons wil môre na die dinges toe dinges. Ek sê, dankie tannie, ek sal hier deurloop, want ek weet mos waar's oom Armand se waanhuis. En ek kom daar en ek sê, naand oom Armand. Hy sê, is dit tog die dinges se watsem wat ek hier hoor nie? Ek sê, ja oom, dis ek. Nou ja, hy beur so effe onder die kar uit waar hy aan die werk was, en hy hou my die een hand se pols so dat ek nie volteer moet raak nie, terwyl hy met die ander hand die ou liggie wat hy het so probeer hou dat ons daarin mekaar kan sien. En ek groet ook vir klein Armand wat langs die kar staan en die rol van handlanger moet vervul. En oom Armand sê, jong, jy moet maar so lank gesels dat ek hier kan aangaan, want die dinges is in sy watsem in en ek moet môre hierdie stuk sinkplaat watsem af dinges dorp toe. En hy sê vir Armandsie, vat hierso die watsem en dan lig jy daar voor die dinges en dan kyk jy vir my die watsem daar, want hierdie oorige dinges draai in die watsem. En Armandsie gee hom daar 'n stuk gereedskap, maar net op die voel af, sê oom Armand, nee man, nou gee jy dan vir my die dinges grip en ek het jou die watsem gevra. Armandsie sê, o, ek het gedog die watsem is beter, wag ek gee vir pa die dinges. En hy bring vir hom die tang, maar toe begin word die oom warm. Hy sê, man, moet ek nou hier onder die dinges uit watsem om vir jou te kom wys hoe die dinges lyk. Gee my die watsem, ons het nie dinges nie, en net nou watsem dinges, laat ons moet kom dinges, en jy ken vir dinges. Sy's watsem as 'n mensie dadelik dinges as sy roep om te kom watsem nie. Gee my die watsem, man, maak dinges, jong. Jy weet toch, die ou watsempie, hier oor die dinges se kop is te klein om die watsem by in te druk en om vast te hou, dat hy nie in sy dinges in die rond te watsem nie. Ek sê, jong, jou pa wil die skroewedraaier hê. Hy sê, nou waarom sê pa nie, hy wil die dinges hê nie? En toes oom Armand glad nie meer lekker nie. Hy sê, jy moet ophou watsem, ek sal vir jou dinges. Jy's deesdae gladste watsem. Nou ja, uiteindelik het hy toe die boutjie uit en die affære in orde gewatsem en weer aan mekaar gedinges. En toe vra hy, ek moet toch asseblief in die dinges klim in die watsem trap en sê wanneer hy hom genoeg opgestel het. En toe ons omtrent klaar is, toe roep die tante, pa, julle moet nou kom dinges. Toe skree hy terug, ja ma, ek wil net my dinges met 'n bietjie watsem was. En hy laat suig toe vir Armandsie 'n bietjie watsem met die watsem uit die dinges. En hy sê vir my, moet nou net nie jou dinges hier by my opsteek nie, dan slaat ek aan die watsem. Aan tafel is daar toe vir die 'n bietjie dinges en vir daardie 'n stukkie watsem aangegee, tot ons almal geholpe was en die oom sê, nou toe, hou toe julle dinges en laat ons watsem. En toe was het vreeslik snaaks toe hy reg bid, want ek het in my sondigheid verwag, segen watsem, gee ons dinges. Ek ry een keer in die Noord-Kaap by 'n oompie aan en ek sê vir hom, ai oom, kan ek dan toch nie asseblief my mense hier vanaf bel nie, want ek het teespoed gehad en hulle sit wag nou daar vir my en ek sal seker nie voor môre eers daar by hulle kan uitslaan nie. En is nou ook so warm, 'n mens kan nie ry nie.
Ek en die vrou sal maar net nou hier voorkant toe onder 'n boom gaan sit totdat agtermiddag eers weer koeler is. Hy sê nou, waarom wil jy daar onder 'n boom loop sit en middag maak? Hier staan nie huis dan. Bring jou mens en klim af en laat ons gesels en hy eet julle ook sommer hier. En ek en die vrou is daar af en ons is huis toe. En sy en die tante is die huis daarin en hulle het binne aan die gesels geraak. En ek en die oom loop sit op die stoep. Maar hy sê van die oproep niks. En ek het al 'n paar keer daar na die gang se kant toe gekyk waar die telefoonkassietjie teen die muur sit. En ek sê vir hom, oom, maar sal ek dan nou nie maar die oproep so lank bespreek nie. Hy sê, waarvoor dink jy het ek met jou hier op die stoep gekom sit? Het jy al 'n aflui gehoor? Ek sê, nee oom, is die mense dan besig? Hy sê, jong, van vroeg môre af al. Hier het ek nou 'n ergernis, want ek sit hier soos 'n eiland tussen 'n klomp ander mense. En hulle is alger familie van mekaar. Dis nou van ou Hannie af tot by haar jongste kind. Hulle bly almal op 'n streep hier op hierdie lyn af. 'n Ou Hannie het 9 kinders. En die moet jy nou weet, as hulle eers saam begin praat, dan kry 'n ander mens nie 'n woord in nie. En alles kan nou nog gegaan het tot klein Hannie 'n kleintjie gekry het. Maar van toe af gaan het daarom wreed hierso. Party dae dan loop sit ek hier net na die son uitgekom het, in donker aand, dat ek nou nog nie eers 'n kansie gehad om 'n woord met 'n ander mens te breek nie. Want jong, is daardie kleintjie van klein Hannie 'n skiet gekry het, dan sit 'n lang skiet. En dan bel klein Hannie nou een van die susters, en dan is die nie daar nie. En dan bel sy 'n volgende een, en dan tel die derde en die vierde een gelyk op. En dan vertel klein Hannie nou wat die moeilikheid is, soos sy dink, en die anders help wonder wat nou vir die kind so kan hinder, laat hy so skree. En as hulle nou alles wat hulle kan sê, gesê het, en plan gehelp maak het, dan sê een, maar hoekom lui jy dan nou nie vir ma nie? En dan lui klein Hannie vir ou Hannie, as ou Hannie nou nie reg aan die begin al opgetel het nie. En die storie ken ek nou al uit my kop uit, want dis elke keer dieselfde klomp vrae en dieselfde klomp antwoorde. Dit klink dan nou min of meer so. My kind, hy het seker steek in die oor, jy moet vir hom sy kapie opsit. Nee, ma, hy het nie steek in die oor nie, hy het heel môre nog sy kapie op. My kind, daar het hy seker brandsterre. Nee, ma, hy het nie brandsterre nie. Sy boude is so wit soos melk. Ek gooi poeier op met elke luier saam. My kind, daar sit sweerlik weer 'n wind. Julle moet vir hom skud. Maar ons het al vir hom geskud. As hy 'n wind is, dan moet hy nou al geuit het. Jammer het julle toe vir hom 'n groot knyp koeksoda op ons water ook gegee. Ja, maar die het ons ook gegee. Jammer het jy toe daarna 3 druppels wonderkroon en 2 druppels paragora en 1 druppel. Wat se goed is dit nou, my kind, wag. Ma se geheue is ook nie meer wat dit was nie. Laat ma eers in haar Duykman of in ou suster Dinge se boek loop kyk. En dan is ou Hannie nou daar weg om in haar Duykman of in haar ou suster Dinge se boek te loop kyk, en so lank praat die anders nou. Maar jong, as ou Hannie eers by ou Missies Duykman of daardie ander boek uitgekom het, dan het sy skool van die kleintjie vergeet, want dan kom sy daar op 'n ander interessant ding af waarvan sy nie geweet het nie. En dan spook klein Hannie nou intussen tyd met die kleintjie en die ander sit en praat. En so een na die anders hang hulle nou die telefone later op, omdat die een ruit kos brand het, of die ander wil vensters toegemaak het, om sy 'n dwarrel hoor aankom het, of oor die een of ander nood. En net soos dit klink, nou word het stil.
Dan kom klein Hannie om te sê die kleintjie het 'n wind gehad en hy die wind nou kwyt geraak. En dan is dit ook nou min of meer die tyd wat ou Hannie van haar duikman af terugkom. Dan vertel sy nou vir die paar wat nog oorgebly het en dan sê sy, maar lees nou daar in ou Missies Duikman se boek. En dan vertel sy nou van die nuwe siekte en van al die medisynes wat daarvoor kan help, vir ingeval een van hulle dalk eendag die siekte of kwaal het en hulle soek vir 'n middel. En sy's nog besig daarmee, dan hoor jy net klein Hannie skreeu, o, hygend hert, laat ek eers loop kyk, want daar is die kleintjie alweer wakker. En dan sit wonder die ander, nou wat sal het dan nou weer wees wat toch die klein ding wakker gemaak het. En net daar begin die hele storie weer van voor af oor. En so sal het nou seker gaan tot die kleintjie eendag groot is, en dan help dit my nou nog niks weer nie, want dan begin vry. Ek sê maar, oom gee my 'n kans. En ek telefoon op en ek sê, maak klaar asseblief, ons het die lyn nodig vir 'n hooflyn oproep. Toes daar so 'n bondel groetery vir tot net nou, en een wat sê, dis seker hierdie ou nuwe sentraal mannetjie wat nou gepraat het. En mens sal mos sweer, dis net die ander mense wat telefoonuur betaal. Maar die laaste een sê vir die ander een, jong, nie wag Kobai eers, laat ons ophang, en laat die lui kans kry om deur te kom. Dis dalk vir een van ons, en dis net nou siekte ook nog. Van die oudste intrekkers van die distrik van Malteye was die beroemde gesin van der Merwe. Dit was oom Hendrik van der Merwe en sy 3 seuns, oom Kolie, oom Hendrik en oom Isak. Nou is die ou oom Hendrik van der Merwe deur die kinders genoem Pape. En die oom Pape en sy 3 seuns was gerekende mense. Hulle het 'n natuurlike aanvoeling vir die wet en die hof gehad, soos min. En toe hulle in die land ingetrek het, toe moes 'n man self agter jou vurke kon staan of dit was verby met jou. En toe het hulle gegaan en as daar 'n belangrike hofsaak is, dan gaan sit hulle in die hof en hulle luister hom van voor tot agter. Baie keer het hulle van Malteye af die 200 myl windhoek toe gery, met die donkie of die perdekar, net om 'n hofsitting te gaan bywoon. En in die dae was daar ook nog nie so baie wette soos vandag nie. Hulle het vir hulle 'n wetboek gekoop en hulle het vir hom bestudeer van voor tot agter. En so die legende dan daar ontstaan, dat jy nooit teen 'n Van der Merwe 'n saak kan wen nie. Maar wat oom Pape hulle gedoen het was, dat as hulle 'n hofsitting bygewoon het, hulle saans 'n skynhofsitting gehou het. Dan was oom Pape die magistraat of die regter, een van die seuns die aanklaer, een die verdediger en die ander een die beskuldigde. En dan het hulle nou die saak probeer napraat en naloop en ook vooruitloop. En uiteindelik dan het Pape sy uitspraak gelewer. En hulle was later so gekonfyt in die dinge dat hulle gedurende pauses na die aanklaer of die verdediger toe geloop het en vir hom gesê het, hier het jy 'n fout gemaak of daar het jy 'n fout gemaak of hier of daar het jou saak swakker geloop. Jy moes gesus of gesoo het. En so gebeurde dan dat Kolie 'n gensbok skiet wat kroonwild was en die polisie betrap hom op heterdaad. En Pape en die 3 seuns begin hou hofsitting. Dag na dag, week na week. En 1 uur, 2 uur in die môre dan lewer Pape sy uitspraak. Dan sê hy, nee Kola, Pape is jammer, maar jy's vas. En môre aan dan probeer hulle 'n ander plan. 1 uur, 2 uur. Kola, Pape is jammer, maar jy's vas. Die plan werk ook nie. En later is dit net 'n week
voor die hofsitting en Koelie moet voorkom en daar's niks wat Pape vir hom kan doen nie. En dit moes vir Pape 'n bitter ding gewees het. Nou moet ek net eers 'n bietjie agtergrond vertel. Dan verstaan ons beter hoe Pape tog gewen het. Die wêreld was oop en wyd, daar was plek vir almal. Die mense het gejag waar hulle wou en soos hulle wou. Ook die magistraat. En Pape het dit geweet. En Pape het ook geweet waar die magistraat jag. En toe sê Pape vir Koelie, Kola, Pape sal nog dink. Maar jy moet maandag hier na Pape toe kom. En Pape dink jy moet Dinsdag Maltee toe ry vir Woensdag se hofsitting as jy moet voorkom. Maar Pape wil eers nog die plan mooi bedink. En van toe af het Pape in die veld geboer. En daar het die geluk vir Pape getref. En die maandag toe kom Koelie by Pape. Toe sê Pape vir hom, Koelie, Pape het 'n plan, maar of die plan sal werk, dit weet Pape nie. Hy sê, Pape, wat is die plan? Hy sê, jy moet môre hier vanaf ry Maltee toe. En dan moet jy môre aand op Maltee in die hotel gaan slaap. Nie soos ons altyd by die kar slaap nie. Jy moet in die hotel slaap. En dan moet jy vroeg Woensdagmôre vir Daily in sy bed gaan opklop. En dan moet jy vir hom sê, jy het 'n boodskap van Pape. Koelie sê, maar Pape, sal die magistraat nie vir my bitter kwaad wees nie. Pape sê, Koelie, dis al wat nog kan help. Vroeg môre moet hy die boodskap kry. En hier is die boodskap. Daar by Broes se vlei, daar staan 'n swart hakboompie en hy dra biltong. En dan vat jy hierdie mes, sien jy hier op hom staan die voorletters en Daily. Dis Daily se mes. Dan wys jy vir hom die mes. En dan sê jy vir hom, Pape vra of dit sy mes is. En dan steek jy die mes weer in jou sak. En jy sê vir hom, Pape het gesê, Pape wil graag later self die mes vir hom kom gee. Koelie sê nou, Pape, wat beteken die plan? Pape sê, Koela, 'n plan moet soos 'n donder weer wees, dig of hy rent nie. Jy gee vir Daily net hierdie boodskap. En so maak Koelie dan ook. En hy slaap in die hotel en hy sê, julle moet vir my vroeg môre koffie bring. Ek mag nie verslaap nie. En lank voor son uit toe staan hy by die magistraat se huis en hy klop. En daar was alle bediende. En die maak oop en Koelie sê vir hom, ek moet dringend vir meneer Daily sien. Maar die bediende sê, die baas slaap nog. Hy sê, roep die baas, ek moet vir hom nou sien. En hier kom die magistraat, nog in sy nagklere aan. Hy sê, wat is dit nou, meneer Van der Merwe? Koelie sê vir hom, meneer Daily, ek het 'n boodskap van Pape. Die magistraat sê, nou kan jy nie die boodskap vir my later gee nie. Hy sê, nee, meneer Daily. Pape het gesê, meneer Daily moet hierdie boodskap vroeg kry. Vroeg môre by die huis nog. Nou, wat is die boodskap dan, sê Daily. Hy sê, meneer Daily, Pape laat weet, daar by Broes se vlei, daar staan 'n swart hakboompie en hy dra biltong. En Pape vra of dit meneer Daily se mes hierdie is waar meneer Daily se naam op staan. Maar Pape het gesê, ek moenie vir meneer die mes gee nie. Pape wil hom graag self kom gee. Daily sê, ja, die oom Pape, hy stuur ook snaaks boodskappe, maar toe dan nou maar.
Koelie sê, nou meneer, dan sê ek dan maar tot ziens, ek is daar by die hotel thuis, ek gaan maar weer suin toe. Nou ja, tot ziens, sê die magistraat. En daar by die hotel, daar gaan sit en wag Koelie. Want toe weet hy wat is Papa se plan. Die magistraat sal op kantoor kom, en dan sal hy daar deur die klomp dokumente op sy lesenaar blaai, en dan sal hy sien wat vandag voor hom in die hof moet dien. En dan gaan hy op hierdie saak afkom. En Koelie sit by die hotel, en na so rukkie toe kom hardloop daar 'n konstabel aan, en hy sê vir hom, meneer Daly wil jou dadelik spreek. En Koelie gaan suin toe. Toe sê meneer Daly vir hom, waarvoor moet jy vandag voor die hof kom oor ou Jensbokkie? Hier's daarom ook mense wat geen diskresie het nie. Sê vir oom Papa, baie dankie vir die boodskap, en stuur sommer groete ook, en sê hy kan gerus vir my kom kuier. Toe Koelie by Papa kom, toe vra Papa, is jy vas of los, Koelie? Toe sê hy, Papa, ek is los. Daly het gesê ek moet net groete bring. Toe lag oom Papa. Toe sê hy, die ou swernoot. Hy jag die heel veld vol en dan maak hy biltong aan 'n boom. En dit moet hy nou weet. As jy vandag skuldig was, dan sou hy met Papa te make gehad het. Geef vir my sy mes, ek wil het vir hom aan alle vriendelikheid loop teruggee, want hier's baie wild.